sê dat hulle wat hulle deur die Gees van God laat lei is sy kinders. Wie se kind is jy regtig as jy nie die Gees van die Here mee kan hoor nie? Is maklik om suksesvol te lyk. Ek sê dis nie sukses nie, dis indrukwekkend. Dis indrukwekkend as jy 'n Ferrari ry. Dis suksesvol as jy geld het op die kaart om die petrol te betaal. So, ons kan baie indrukwekkend voorkom, en ek was een van daai pastore, ek het indrukwekkend voorgekom, maar my nalatenskap het nie van sukses gepraat nie. So, ek wil vandag, genoeg nou, laat jy weet waar ek vandaan kom, dat jy net so bietjie kan weet, wie is hierdie ou. As jy regtig wil weet wie ek is, ek sê altyd, as jy wil weet wie 'n pastoor is, vra sy vrou. Moenie sy gemeente vra nie, want sy vrou sien hom op sy slegste en op sy beste. En sy weet, wanneer almal skree halleluja, en dis plastiek, en skree sy nie halleluja nie. So, loof die Here. Maar dieselfde Gees, Pinkster, het ons die vermoë om 'n label op te sit. Ek noem jou 'n voorbeeld. Ons dink Pinkster is as jy sekere koortjies sing, as jy op 'n sekere manier aanbid, en al die goedjies is mooi, maar dit verwys na 'n styl van kerkhou. As ons na die Bybelse Pinkster kyk, dan moet ons, en as ons die woord profetiese gebruik, dan moet ons vir onsself vra, hoe wys dit in die rigting van die hart van die Vader? As baie mense vandag wat dinge preek, maar ek kan nie optel dat wat hulle sê enigstens na die Vader se hart toe wys nie. Ou Testament, Nuwe Testament, hoe wys ons dit? How does it point towards the heart of the Father? As ons moet praat oor die profetiese definisie van Pinkster, dan moet ons gaan na die konteks. Ek hou daarvan. Ek is nie een van daai ouens wat een skrifversie preek en dan maak jy daarvan 'n reeks nie. Ek wil graag die konteks, hoe dit gekom dat daai skrifvers gebeur het en hoe vat ons dit daarvan af verder. En ek wil, as jy regtig Pinkster is, wil ek jou vra om jou Bybel oop te maak. Deesdae hoor 'n mens nie meer blaaie nie. So, deesdae hoor 'n mens, of moet 'n mens so tydjie vat om te wag, sodat almal se fone net oopmaak. Dus ons leef in ander tye, maar Handelinge 1 vers 4. En ek gaan jou so bietjie laat verder dink. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee. Kom ons stop net daar. Hoe lees ons die woordjie bevel? Dit beteken, daar is nie ruimte vir enige ander keuse nie. Baie van ons lees die Bybel asof ons 'n keuse van 3 het. Of ons gaan besluit, of ons nog daaroor gaan dink, en of ons gaan nee sê. Wanneer die Here 'n bevel gee, dan is daar geen ruimte vir twyfel of wonder nie. Hy het hulle 'n bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te, wat is die woordjie daar? Wag. Ek weet nie van jou nie. Maar as ek moet wag, kan ek nie. En as ek nie hoef te wag nie, dan kan ek. Wanneer kan ek? Wanneer die Here iets radikaal vir my vra. Dan ek weet nie, Pastor Leon, of jy ook so is nie. Jy moet 'n gebou, ons het ook by ons gebou, en mag die Here my help, dat dit die laaste keer is. Hulle sê mos, al die kort woordjies is duur, bou, trou, nou, maar in elk geval. En
Ek kan onthou daai tyd, dan sit ons so, dan dink ek, ag, kom ons gee dit nog 'n maand kans. Kom ons gee dit nog 'n maand kans. Maar toe kan ek wag. Maar as ek iets wil hê, as die Here iets wil hê, kan ek wag. Maar as ek iets wil hê, kan ek nie wag. Om te wag op die belofte van die Vader. Wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Om te wag op die belofte. Gaan hy verder, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Ek kan nie verstaan hoe mense vandag wil sê dat die Heilige Gees was net in die Bybelse tyd teenwoordig nie. Pastoor, wat bedoel jy? Deesdae voel dit vir my, en dis wat ek hoor, dat as iemand in tale bid, in sy gebedstaal bid, as hy geesgeleid is, dan word hy genoem old school. Ek weet nie of jy al met die term. Nee, pastoor, ons is nie meer daar nie. Dan dog ek, nou waar is jy? Ons is liberaal. As ek, hoe's liberaal? Nee, die Here is in ons almal. Sê ek, wow, nou hoe weet ons dit? Nee, ons is lief vir mekaar. Dink ek, wow, ek het nou die dag 'n man gehad wat ook gesê het, hy is 'n Christen, en hy is 'n kind van die Here, en hy bel ons en hy wil weet of ek hom en sy verloofde, maar dis nie die storie van Hansie en Griekie nie, dis die storie van Hansie en Hansie, en dis nie 'n vennootskap nie, jy weet, soos Leon en Leon, pastoor Leon en Leon nie, dis 'n Hansie en glad nie 'n Gansie nie, en ek weet nie of julle al met sulke goed te doen gekry het nie, maar liefde is goed, maar liefde moet binne God se wil wees. Nou vra ek jou, as die Heilige Gees in ons almal is, nou hoekom oortuig hy net seker is? Hoekom is dit dat ons Christen mense gevang word met allerhande scams oor die foon? Skus, ek wil daar gaan, want ek voel hier's dalk van julle wat bietjie kilos op die klok gesit het, met 'n scam oor die foontjie wat jou bietjie gehap het. Hoekom is dit dat ons Christen Pinksterkerk mense gevang word met scams? Ons kan nie, liefde is goed. Die liefde bedek alles, vertrou alles, verdra alles, glo alles, hoop alles. Maar waar kom die groei in? Jy sien, ons het baie consumer-driven geword. En ek het ervaar, terwyl ek hier sit vanmôre, dat ek moet vir iemand wat hier sit, sê, dat 'n potplant kan nie regtig wortels skiet nie. Jy het nodig om jouself te plant. Jy moet 'n slag jouself plant, en hierdie gemeente, die Gloria gemeente, is goeie grond om wortel te skiet. Julle pastoor het my nie gesê wat ek moet sê nie. Maar ek ervaar so net, en ek ken Rustenburg goed genoeg, dat ons leef in 'n tyd wat mense sê, nee, maar ons gaan orals, waar die Here ons lei. Dis nou weer die ander kant. Nee, jy wil nie wortels skiet nie, jy wil maar 'n potplant wees. En dan moet die pastoor die pot dra. En as die pastoor nie die pot kan dra nie, dan is hy nie 'n goeie pastoor nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy iets van ewigheidswaarde wil nalos vir die generasies na jou, wees geesvervuld en bly lojaal by een gemeente. Gelukkig het die skrif gesê, die Heilige Gees is 'n duif, nie 'n swaalkie nie. Want die swaalkies vlieg agter die hitte aan. Maar die duif bly sit waar hy sit. OK. Dink bietjie. Hemelvaart, 10 dae tussen die hemelvaart en die uitstorting. 10 dae.
Ek dink as hulle aan die begin geweet het, dit gaan 10 dae vat, het hulle nie gewag nie. Ek wil vandag vir jou sê, as ek moes geweet het aan die begin, en ek dink al twee van julle en van julle die gehoor voel dieselfde, as ek aan die begin moes weet waarvoor ek ja gesê het, het ek dalk nie ja gesê nie. 10 dae. Die skrif sê dag en nag gewag, gevas. 10 dae tussen hemelvaart en die uitstorting. Kan die bruid nog wag? Kan ek en jy werklik nog wag? En terwyl ons wag, waarmee hou ons onsself besig? Ek het al baie keer, omdat ek nou my agtergrond gereeld in dokterspreekkamers eintlik te veel. Ek dink ek moes al 'n paar dokters eintlik bekeer het. Maar die afgelope tyd, ek het nou al begin om my huisdokter 'n bietjie te align, want ja, ek is al so moeg vir die vraag, hoe gaan dit met jou? As ek hier was, sou dit nie met, ek is hier, omdat dit nie met my goed gaan nie. Nou vra hy my, hoe gaan dit met jou? Sê ek vir hom, by die laaste paar keer, sê ek vir hom, dokter, vergeet van my, hoe gaan dit met jou? Hier raak hy so wit om die kiewe. Asof hy dink, ek het 'n stetoskoop saamgebring. Maar, besef ek net, terwyl ons wag, sit ons in die spreekkamer, en sien ek waarmee hou mense hulle self besig. Dog ek, Here, wat 'n lewe sou ons gehad het, as ons dit wat ons op ons fone mee besig is, in 'n publieke plek, as hulle alles op 'n groot skerm sou gooi. Oh man, waarmee ons onsself besig? Waaroor is ek en jy besig om te gesels, terwyl ons vir die Here wag om ons te kom haal? Kan jy dink hoeveel tyd mors ons? Kan jy dink by watse gesprekke is jy betrokke? Ek wil vandag vir jou sê, en ek sê dit, hy het nie vir my gesê nie, ek sê dit. As jy by 'n gesprek betrokke is wat mense jou pastoor bespreek, en jy staan nie vir hom op, is jy medepligtig. Come on. As jy enigstens 'n liefde het vir die salwing van die Here, dan wil ek vandag vir jou sê, die manier wat die Here se genade op jou pastoor rus, op al twee jou pastore, don't be part of a conversation that's condemning his anointing. Moenie verbaas wees, as ewe skielik wanneer jy bid die Here nie luister nie. Waarmee hou jy jouself besig? Sondag moet voel meeste mense, ons gaan kerk toe. Maar selfs terwyl jy hier sit, waarmee jy jouself besig? As jy tyd het om fout te vind, is jy nog nie geesvervuld nie. Fokus op dit wat belangrik is. Alles hang af van hoe ons voel oor iets wat die Vader beloof het. Ek wil vir jou sê, beste voorbeeld wat ek het is, as ek môre oproep moet kry van iemand wat sê, jou tannie in die Kaap het vir jou R1 miljoen gelos. Jou tannie in die Kaap het vir jou R1 miljoen gelos om te erf. Weet jy wat gebeur? Ek gaan wil weet, wanneer kry ek dit? En as ek wil weet wanneer ek dit kry, dan, hier is die ding, wat is die voorwaardes? Maar ewe skielik, wie van julle gaan sê, jou tannie het jou R1 miljoen gelos in die Kaap, jy moet ongelukkig 'n vliegtuigkaartjie betaal. Vir wie van julle gaan die vliegtuigkaartjie te duur wees? Gaan die vliegtuigkaartjie te duur wees as jy R1 miljoen gaan kry? My genade, sure. Ek wil vir jou sê, miskien is ek aan anderste. Jo, julle het 'n paar ouens wat anders dink hier, Pastor Leo. Ek wil vir julle sê, ek sal daai vliegtuigkaartjie se geld gaan leen, as ek weet ek gaan R1 miljoen kry. Ek sal planne maak. Al moet ek 'n bus vat.
'n miljoen is 'n miljoen. Die Here het wat al beloof? Meer as 'n miljoen. Maar wat is ons probleem? Ons kyk vas in wat dit nou kos. Dis hoekom mense nie groei in die kerk nie. Hulle kyk vas in wat dit nou kos. Dit kos nou. Jo, deur die week, nou nog aktiwiteite in. Wat wag vir jou as jy klaar is? Wat wag vir die disippels as hulle net sal aanhou wag? Die uitstorting van die Heilige Gees wag vir hulle. Kan jy dink, van die slim ouens sê, daar was 'n groot groep wat bymekaar was. Maar daar het net 'n klein groepie oorgebly na 10 dae. Dis maklik om my eerste dag te wag. Pastoor, die Here het vir my gesê. Die eerste week. Pastoor, die Here het vir my gesê. Die tweede week. Hier is ons so na 3-4 maande. Pastoor, ek dink die Here het sy mind gechange. Numeri 23 vers 19. God is nie 'n mens dat hy sal lieg of van gedagte verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie. Hoe voel jy oor God se belofte? Is dit die moeite werd om voor te wag? Halleluja. Jou verwagting van die Vader se belofte gaan die manier wat ons wag, waarmee ons besig is, bepaal. Kyk, as jy regmaak vir kerk, maak jy eintlik anders te reg as wat jy normaalweg in die week regmaak. Jy trek bietjie anders te aan, man. Jy staan bietjie anders te op. Jy haal so 'n bietjie 'n ander hemp uit, want jy is bang, die ouens het jou dalk miskien hierdie week in die hemp gesien, dit trek 'n bietjie 'n ander hemp, bietjie ander skoene. Hoekom? Want jy weet, jy gaan kerk toe. Daar's 'n verwagting. Daar's 'n verwagting dat jy sekere mense gaan sien daar. Waarmee hou ons onsself besig? Waarmee is jy besig tans? Miskien is jy iemand, en ek ervaar ek moet dit sê, miskien is jy iemand wat vra vanmôre. Sal hierdie mense my mis as ek my lewe beëindig? Ek kritiseer jou nie vanmôre nie. Ek wil jou bemoedig en sê, natuurlik. Natuurlik, want die hand van die Here is op jou lewe, al kan jy dit nie altyd voel nie. Sy sagte vaderhande. Jy gaan dit nie voel nie. Maar kyk terug op jou lewe, dan sien jy sy vingerafdrukke. Ja, dis taaf daar buite. Pastoor, jy het nie idee nie. Nee, ek het nie. Maar God het. Wag net 'n bietjie langer. Hou jou besig met die regte gesprekke. Terwyl ons besig is, waarmee is ons regtig besig? Ek hoor die afgelope tyd baie mense sê, pastoor, jy moet my verskoon, ek is baie besig. Sê ek, dan wil ek vra, Here, met wat? Ek kan onthou toe ek siek begine word het, ek was ook baie besig. Maar toe ek siek is, toe het ek ewe skielik tyd vir die dokter. Ons het Gauteng plat gery, agter spesialiste en interniste aan. Ek het later aan het gevoel, Here, ek kort tog net 'n ondersoom, want ek is so met naalde bygekom. Ewe skielik het ek tyd, want ek het die dokter nodig. Het jy werklik die Here nodig? Het jy werklik die Here nodig? Het jy werklik die Here nodig? Waarmee is jy besig terwyl jy wag? Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg, wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het,
om hulle voedsel op tyd te gee. Gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy Heer, as hy kom, op die manier sal besig vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor sy besittings aanstel, maar as daardie slegte diensknegt in sy hart sê, my Heer, tal hom om te kom, en hy sy medediensknegte begin slaan, en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die diensknegt kom, op 'n dag het hy dit nie verwag nie. En op 'n uur, dat hy dit nie weet nie. En sal hom pynig, en om 'n deelgenoot van die geveinstes maak. Daar sal 'n geknars en 'n geween van tande wees. Kan ons aanhou glo, wanneer ander moed opgegee het? Hoeveel mense waarmee julle praat, uit 10 uit, is almal positief oor ons land? Welkom in ons wêreld. Welkom in die wêreld van 'n pastoor. Waarmee hou ons onsself besig, terwyl ons wag? Sal God dan nie reg aan sy uitverkorenes wat dag en nag, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag roep nie? Al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gou aan julle reg sal doen, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind. Wat beteken jou geloof vir die mense rondom jou? Wat beteken jou geloof vir die mense rondom? Ja, maar pastoor, ek is moeg gedra. Weet jy wat? Hou op alleen dra. Die pad saam met die Here is eensaam, maar dit beteken, jy is een saam met die Vader. Jy's nooit alleen nie, maar is eensaam, want net die Vader verstaan. Ek en jy kan so maklik moedeloos raak, as mense nie verstaan waartoe jy gaan nie, en mense het nie tyd vir jou nie, en mense, hulle is nie sensitief vir jou seer nie, en jy sukkel nog om te kom, oor hierdie ou wat jy nie kan vergewe nie, maar almal van ons het al daai storie 3-4 keer per jaar gehoor, en ons weet, jy wil omtrent ten minste 3 tot 4 keer per jaar jou vrou los. Maar shame, sy het nog nooit gesê, sy wil jou los hierdie jaar nie. Almal van ons, ja, ons soek uit toenadering en is kosbaar as jy dit kan hê. Maar op die einde van die dag, die een wat die meeste saak maak, is die Vader. Herlewing is een van daardie woorde wat nie noodwendig vir almal dieselfde beteken nie. Maar Paulus noem 'n goeie voorbeeld daarvan, en hy skryf in Romeine 8 vers 10, hy sê, dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is in julle. Wat beteken dit? As ek en jy geesvervulde mense is, geesgeleid is, maar ons is verbitterd, ons kan nie vryspreek nie. Ek het nog nooit gehoor dat iemand sê hy is by die kerk weg, omdat dit hy is nie. Pastoor, ek is by daai gemeente weg, want ek het te veel bitter in my hart. Ek het nog nooit gehoor nie. Ek weet nie of daar iemand is wat my daaroor kan verskil nie. Is altyd die pastoor. Die Here help jou as dit die aircon is wat te koud is, of die stoele. Ek sien, julle kan nie mou nou die stoele nie. Loof die Here. Ek het eendag 'n oom gehad, ek sien, die oom stop hier voor die kerk en kom nie in nie. Vra vir hom, oom, nou waar het jy verdwyn? Nee, pastoor, het iemand op my plek gesit. Halleluja. Wonderbaar raadsman, sterke God. Ewige Vader, vredevors, waarheen is ons op pad? I'm sorry, Lord, for the things I've made it, because it's all about you.
Ek is ewe skielik in 'n seisoen van my lewe, ek het dit so vlugtig aan julle pastoor genoem, wat ek inspraak kan gee, baie pastore se lewens. Weet julle wat is die groot probleem in ons wêreld vandag? Die feit dat jy moet glo die Here het jou geroep, maar jy preek vir mense wat dit nie altyd kan sien nie. Omdat hulle dit nie kan sien nie, waardeer hulle dit nie. Dan sê hy, as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, die gees is lewe vanweë die geregtigheid, God se vryspraak. En dan sê hy, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak. Wat beteken dit vir ons? As die Heilige Gees regtig in jou woon, dan het jy tyd vir dit wat vir God saak maak. Jy het nie tyd vir dit wat dood maak, doodspreek, negatief maak nie. Dis alles sterflikheid. Hoekom? Romeine 8 skryf hy verder, hy sê, ons hele skepping wag. Vir wie? Die kinders van God. Jo, pastoor, maar ons is dan almal hier. Regtig? Jy's hier, maar is jy werklik hier? En dan sê hy, tot nou toe, skryf Paulus, hy sê tot nou toe is die skepping aan wat onderworpe? Dit wat tot niet gaan, die verganklike. Dink mooi of dit waarvoor ek en jy onsself ontstel, enige ewigheidswaarde het. Tel dit vir die Here, soveel is wat dit vir jou tel. Moenie antwoord met ja maar nie. Wat tel dit vir die Here? Wanneer iets of iemand wat op 'n sekere manier was, 'n terugkeer maak in 'n vernuwende, opgegradeerde vorm, dan praat ons van herlewing. Dit help nie ek en jy praat van herlewing, maar ons wil teruggaan nie. Ons moet leer van wat agter ons is en ons moet beter vorentoe. Op dieselfde spoor, onthou wat sê Psalm 23, U lei my op die spore van geregtigheid. Sodat wanneer ek in 'n donker area is, ek net hoef te voel, o, maar Jesus was voor my hier, ek is veilig. Jy is nie meer dieselfde mens nie, maar jy bly nog steeds deel van die Vader se skepping, al is dit in vernuwende vorm. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe, want almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, die is kinders van God. Hoe weet die wêreld dat jy werklik sy kind is? Jy praat nie uit jouself uit nie, asseblief. Hy sê daar vers 12, daarom broeders, is ons skuldenaars. Maar ek hou van, vergewe my die van julle wat ergens oor die ou vertaling, ek hou van die nuwe vertaling, hy sê, daarom staan ons, is ons onder verpligting. As jy geesgeleid is jy onder verpligting om die Heilige Gees plek te gee in jou lewe. Jy is onder verpligting. Al gaan jy spur toe, is jy onder verpligting. Besef jy, daai persoon wat jou bedien, kan sonder die Here daar uitstap, en jy kon, as jy wou, net gebid het. Ons is onder verpligting, dis herlewing, jy staan onder verpligting, enige iemand wat in en uit jou lewe gaan, moet iets van die Gees beleef, jy hoef nie vir hom te preek nie, al maak jy net kontak, al bid jy net, al sê jy, ek hoor jy te kop seer, mag ek vir jou bid?
Ons staan onder verpligting. Ons skuld die Here dit, omdat hy sy Heilige Gees vir ons gegee het. Ons skuld dit aan die Vader, om die Heilige Gees se leiding, meer erkenning en blootstelling in ons lewens te gee, as ons sê dat ons sy kinders is. Ek sê altyd, iemand wat baie lief is vir sy ouers, dit vat nie lankie, dan hoor jy in die gesprek, ja, maar my pa, my ma. As jy lief is vir die Heilige Gees, mag geen gesprek sonder hom wees. Dink so daaraan, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Wow! Jy weet, dis nog iets wat tot nou toe, die ouens so bietjie gooi. Mohammed, daai manne, van die ouens se grafte is so toegesluit. Maar as hulle daar kom, dan is daar bene. Hierdie een is bietjie anders hoor. As hulle daar kom, is daar nie doeke. Geen bewys. Selfs vir die ateïste, geen bewys dat daar iemand daar gelê het nie. Hier wil ek vir jou sê, daar hoef geen bewys te wees dat jy volmaak is nie. Al waarvoor jy 'n bewys in jou lewe moet hê, is dat die Heilige Gees in jou lewe is. En kom ek jou help, as jy volmaak was, dan was die Gees nie nodig in jou lewe nie. Ek is vandag, ek sê baie, Here, ek is dalk van al die pastore die onbekeerdste, Pastor Leon en Lalida mag nie amen sê nie. Maar ek is dalk van al die pastore die onbekeerdste en stoutste, maar daar's een ding. Ek is niks sonder die Heilige Gees. Ek het baie meer foute as jy. Kam dalk 'n bietjie vinniger hare. Maar ek sien ons vriend daarvoor, hy kam so vinnig hare soos ek. Ek is die verste van volmaak af. Daarom kan ek nie sonder die Heilige Gees nie. Dieselfde Gees is tyd vir 'n ontwaking in die kerk. Ons kan nie meer slaap nie. Julle moet vir my bid, ons het so, julle sal onthou 'n tydjie terug, toe was ons op die nuus. Hulle het ons, neem julle hierdie ding op, hulle het ons Afrikaner Broederbonder Museum aan die brand gesteek. Nou ry ek aan mekaar daar verby, dit irriteer my, en dan vra die Here vir my, nou hoekom dink jy irriteer dit jou? Ek het al uit my fout uitgeleer, jy antwoord nie daai vrae nie. Want die Here het die ewigheid tyd, hy sal dit weer vir my vra, ander keer wat ek beter gereed is. Nou ry ek, sê ek, Here, ek weet. En nou die dag die trek ek los, ek sê, kerels, ons stad Skouburg, het lyk asof jy grens toe gaan as jy daan toe stap, want is bos, is die onkruid en die goed. Begin 1 of 2 van die sakemanne te sê, pastoor, ek dink ons moet 10 uur die aand gaan. Dan moet ons met 'n klomp wheat-eaters daar inklim, ek sê julle ding vir my reg. Hoor jy maar, pastoor, wat het dit met die Heilige Gees uit te waai? Nee, ons skuld dit die Here, om waar hy ons roep, geplant te wees. Jy dink, jy moet super spiritualisties wees. Nee, wees net lief vir jou gemeente. Hoor die pastoor, ek sien hierdie deur se glas. Nee, jy praat nie so nie. Pastoor, kan ek 'n bydrae maak? Ek sien hierdie deur se glas is al lank gekraak. Ja, maar ons kerk het genoeg geld. As die kerk genoeg geld gehad het, sou hy dubbel groter gewees het. Dis jou pastoor se hart. As dit van hom afhang, wil hy op Rustenburg gedak sit. Dis die tipe leeu wat julle het in hierdie wildtuin.
Nou, dit is hoe mense is. Pastoor, ek sien hierdie toilet van julle. Hy werk nou al vir 3 sondae nie. Ja, my broer, ken jy 'n loodgieter? Nee. Hoe klink dit vir jou? Pastoor, ek het nou al gesien vir 3 weke hierdie in julle, ek wil net sê, julle toilet strek. So hou net vas. Dis 'n voorbeeld. Pastoor, ek het nou al gesien vir 3 weke, hierdie is 'n probleem. Hier is die nommer van 'n loodgieter. Ek het uitgevind, hy's betroubaar, die Here het op my hart gelê. Ek sal sy onkostes betaal. Klink dit nie vir julle soos iemand wat lief is vir sy gemeente nie? Dit klink vir my soos iemand wat wortels skiet. Pastoor, so is al lank siek, niemand het nog by hom uitgekom nie. Kan ons die koördinate vir jou op jou foon instel? Ja, maar ek is nie die pastoor nie. Wees bly. Gaan op jou knieë en dankie Here. Wees bly en wees lief. Ontwaak jy wat slaap. Staan op uit die dode. Christus oor jou kan skyn. Pas op dat julle nougeset wandel, versigtig, berekend, gefokus. Nie as onwyse nie, maar as wyse. Koop die tyd uit omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Daar is die challenge. Ons moet die wil van God verstaan. Hoe kom ons daarby uit? Gees van die Here. Laat die Gees dit aan jou openbaar. Don't push it, don't try too hard. Laat die Gees. Maar ek wil daar kom. Dis iets wat die Gees my nou sê, wat ek so vir oulaas moet deel, want ek sluit af. As iemand nougeset wandel, is hy versigtig presies. Julle leier, hy is nie 'n risikonemer nie. It's never about him. Ek kan vir hom luister. Tyd tot hulle beskikking, nie onnodig mors nie. Altyd eers seker maak wat die Vader se wil is, voordat hulle reageer. Ek weet, julle is nou in 'n stad, so dis mos nou die inding. Ewe skielik, as 'n gemeente nie koffieshop het nie, het hy nie salwing nie. En as hy koffie gee, ons moet dit saam bid vir hulle. Hulle sukkel om deur 'n finansiële deurbraak te kom. Ja, kan jy glo, as ons by daai kerk hierdie week, ons moes Marie biscuits eet. Hoor mooi. As al die kerke dieselfde moet doen, het hulle lede bakstene gemors. Ek wil dit vir julle sê, want ek ervaar dit so in my gees. As van julle wat vanoggend hier sit, wat die Gloria vergelyk met ander, there's no comparison. Want die adres is anders. Die roeping is anders, die leier is anders. Respekteer die mandaat van die Here wat op hierdie gebou is. Respekteer die leierskap, respekteer die dissipline, wees trots daarop, dis nie oral nie. Om met iemand te gesels wat na 10 jaar, nog as hy oor die gemeente praat, 'n vonkel in sy oog het, respekteer die mandaat van die Here. Dis die verstandige ding om te doen. Fokus nie op die verkeerde plek nie, dis onverstandig. Jy sien, dit bring my by die storie van Lazarus. Ek bedoel, wat het Jesus nie alles gedra terwyl hy op aarde was nie? Hy het dinge gedra wat geen een van sy disippels kon hê nie. Wat hulle eers kon kry nadat hy opgevaar het. Hy is daar. En die naam Lazarus in die Grieks beteken
God has helped. Dis 'n profetiese ding. Ek wil vandag vir jou sê, die Here het al klaar gehelp, hy het aan die kruis gesterf. Hy het klaar gehelp. God has helped. Maar wat is die probleem? Jesus sê, Lazarus kom uit. Voordat hy dit kon sê, sê hy, rol eers weg die steen. Ja, maar Here, hy ruik al. Hoe baie maklik trek mense hulle neus op vir geesgeleides. Dit is bietjie te intimiderend. Daar's niks so intimiderend soos 'n onaangename reuk nie. Kan jy dink, Here, hy ruik al, hy sal 4 dae dood. Hy sê, rol weg die klip. Rol weg die steen. Die enigste verskil tussen 'n geesvervulde mens en iemand geesvervuld, geesgeleid en iemand wat net 'n Christen is, sien hulle kans om die steen weg te rol. God het gehelp. Solank daar hoop is, die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgesit, uitgestort, as gevolg van die Heilige Gees. Ek en jy het nie nodig om skaam te wees, om te wag nie. As jy weet wat hy reeds gesê het, bly net met die regte dinge besig. Die hoop beskaam nie. Julle kan my vraag te middag vra. En vra, ons het die afgelope 2 jaar stories met karre gehad. Een van die irriterendste vrae nou vir my vrou is iemand van vra, het jy nog nie 'n ou karretjie nie? En sy het ook nou al 'n gekwalifiseerde pastorina geraak. Sy sê, ons wag nog. En dan kry jy nou mense wat vir jou sal sê, hoe lank nog? Sê ons wag nog. Ek wil vandag vir jou sê, hier's mense hier. En ek ervaar het. Jy dink jy wag te lank. As God nie voor jou bly nie, is dit nog nie te lank nie. As jy sê hy is die goeie herder, moet hy voorbly. Kan ons so 'n bietjie ons oë net toemaak? Reben tobo sheben tabashe. Kabo sebe khaman tebe khalaman tobo rebe kheban tobo she khelelebendo. Teben telelebe rabakhabara lalaba sororobo shira rabashende.